Ja, ons kom bietjie by 'n onderwerp, die Satan se vangstrik. En ek word so kwaad as ek sien hoe Satan sy vangstrik, sy net van leuns oor Christene gooi, en party word gevang in Satan se net van leuns. Die duiwel, hy ken die woord van God en hy gebruik dit soos 'n visnet, as 'n wapen teen sommige Christene wat bang is dat na hulle redding, hulle deur God weer skuldig bevind gaan word en in die hel beland. Dis nie wat my God vir my duidelik maak nie. Luister mooi. Moenie in die vangstrik van die duiwel, sy net van leuns, van jou onwedergebore sondige verlede in die hel gevange gehou word nie. Breek die leuen van die duiwel en weet, God het jou bekeer om tot die kennis van die waarheid te kom, hoor ek in 2 Timoteus 2:25. En dan hoor ek verder in 2 Timoteus 2:26. Hoor wat sê God, nee. Dan sal hulle, dit is nou deur die genade van die Here, nee, dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy die duiwel, die Satan hulle gevange gehou het, om sy wil te gehoorsaam. Ek sê nee, hierdie saak van redding en bekering is reeds deur God, in en deur Jesus Christus op die kruis, namens my en jou wat in geloof Jesus aangeneem het, afgehandel. Dis klaar gedoen. Dis vir al God se kinders gedoen. God het dit vir al sy kinders gedoen. Ek gee nie om wie wat vir my sê nie. Ek is deur genade in Christus gered. En nou woon Christus in my en ek in Christus. Want die woord van God sê so. En verder hoor ek daar in die woord, daar in 2 Korintiërs 5:17. En dit is my oproep na elke kind van die Here vanoggend. Ou Paulus sê daarso, ons smeek julle namens Christus, ons smeek julle, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het, want God het hom Jesus in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, ek en jy, kind van God, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees, sê 2 Korintiërs 5:17, nee. Iemand wat 'n anderste evangelie verkondig is buite God se wil. En verder sê ek wat God se woord vir ons leer en deur die Heilige Gees verseker. Alle wedergebore Christene het alreeds, nie eendag nie, het alreeds die ewige lewe saam met Christus beerwe. Moenie verder in vrees lewe of dink jy is te sleg of te sondig nie. Jy is vir God baie spesiaal, want God self sê, Johannes 3:16 wat almal so goed ken, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom roep ek elkeen, wat alreeds Jesus Christus aangeneem het, in God die Vader glo, wat hom uit die dood opgewek het en wedergebore is, vandag opnuut om te luister, wat God deur sy Gees vir ons leer. Luister wat Jesus Christus self sê, glo hom voluit en hou op om die hel te vrees. Hoor jy dit? Glo hom voluit en hou op om die hel te vrees. Jy het alreeds uit die menslike dood na die ewige lewe oorgegaan met jou wedergeboorte. Dit verseker God se woord ons oor en oor. En as jy dit nie glo nie, verstaan jy nie Jesus se verlossende werk aan die kruis nie. Dan verstaan jy nie wie jy in Christus Jesus is nie. En jy verstaan nie wie Christus in jou is nie. En jy verstaan nie Jesus se wederkoms nie.
en jy verstaan ook nie die kruis van Jesus nie. Luister, hou op om jou ore uit te leen vir die leuen van Satan. As jy Jesus aangeneem het, as jou verlosser, is jy gered. Nie môre nie, nie eendag dor in die verre toekoms nie, maar die oomblik toe jy Jesus aangeneem het, as jou verlosser, het God aan jou wedergeboorte geskenk, jou tweede geboorte, uit God gebore, sê die woord, uit die Gees gebore. Ja, ons kyk volgende keer weer verder na die beloftes van die Here en die leuen van die Satan, om ons attent te maak op die waarheid. Seën, vrede en genade vir jou, geseënde kind van God onse Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.